Eendag, lang gelede, in IJsland. 'n land vol sneeu en ys, spierwit. Met sulke groen gepinte bome wat uitsteek bo die sneeu. Partykeer was die sneeu so rof, so baie, dat dit die punte van die bome toegemaak het. Daai bome was hoër as 'n gewone huis se dak. Maar daai sneeu was sag en fluffy, soos klein, fyn donsveertjies. Jy kan nog steeds in dit hardloop en speel. Want eers oornag het die sneeu, hoe langer dit lê, digter en stywer teen mekaar gepak. Julle! Maar Sneeuwluiperd was in sneeuskool. Sneeuskool het hulle geleer van al die helde. Een van die helde was ook 'n sneeuwluiperd. Hierdie sneeuwluiperd was bekend as vriend van almal. Die vriend van almal. In die prentjie in die boek is daar 'n standbeeld van hom. Maar daar is ietsie onder geskryf. Babie Sneeuwluiperd kon nie sien nie. Al wat hy onthou daardie dag, toe hy van die skool af terugkom en hy stap in hierdie verskriklike groot, wit, fyn wol donsveertjie sneeu. Julle, jy kan nie eers die lig sien, jy stap in die sneeu. Dit is asof dit soos mis voor jou is. Fyn. Stap hy na die standbeeld toe, want hy weet waar die regte standbeeld is. Hy vryf sy handjie oor die standbeeld se plaat onder waarop geskryf is. En hy probeer lees wat daarop staan. Hy kan nie die bokant van die standbeeld sien nie, maar hy weet hy is by die regte een. Want heel bo staan, vriend van almal. Onder staan daar, die beste vriend van almal. Help selfs die wat nie kan terughelp nie. Wat? En hierdie woorde bly by klein Sneeuwluiperd. En daardie aand toe hy by die huis kom, vra sy mamma en pappa, wat het hy geleer? En hy vertel, hy het hierdie woorde geleer. Van die held, die Sneeuwluiperd. Die vriend van almal. Sê sy pappa, daardie is 'n interessante beeld. Ja, ek het hom al gesien. Maar klein Sneeuwluiperd vra, pappa, wat staan onder hom? Sy pappa kon nie onthou nie. En toe hy vir hom sê, pappa, vriend van almal, help die wat nie kan terughelp nie, toe dink hy. En sy pappa sê, wel, ek het 'n bietjie te lanklaas daardie gelees en daar gedink, ek is nie seker wat dit beteken nie. Miskien kan jy môre by die skool vir jou slim skoolhoof vra, wat beteken dit? Julle! Kyk, daai klein Sneeuwluiperdjie daardie aand nie geslaap nie. Wakker gelê in sy holte in die grond, uitgekoekeloer by 'n gaatjie. Daardie aand, en julle huis is hoog teen die berg op. Die sneeu lê nie so dik daar nie en hy kon die maan sien. Heel aand het hy gedink, wat kan daai woorde beteken? Hy is die volgende môre terug skool toe. En die meneer sê vir hom, daardie woorde beteken dat jy selfs ander diere help wat kleiner en swakker as jy, wat jou dalk nooit kan terughelp nie. Maar dit maak nie saak nie, want dit gaan nie oor nie wat jy kry vir wat jy gee nie. Dit gaan nie oor as ek vir jou ietsie doen, moet jy vir my ietsie doen nie. Dit gaan oor ek help. Want ek is die een wat kan help. Jo, en daardie woorde inspireer vir klein Sneeuwluiperd. Dat hy sommer op pad huis toe dink en wonder, en hy is verstom en hy dink dis die beste woord wat hy in sy lewe al gehoor het. Geen wonder daardie Sneeuwluiperd is die vriend van almal nie. En terwyl hy stap en wonder, hoor hy 'n gepiep. En hy dink, wat? En hier langs hom, in die sneeu, onder hierdie massas sneeu, hierdie sagte sneeu wat so lê, maar soos hy stap kom hy agter, die sneeu is nie so sag nie. Hierdie sneeu lê al heel nag, dit druk teen mekaar. Stywer en stywer, dit is asof jy nie meer net sommer in swem soos water nie, maar in modder is, wat jou vassuig. En daar sit 'n muis en piep onder al hierdie sneeu. En hy vra vir die muis, ou muis, wat maak jy hier? En die muis vertel, deur sy snikke, my boetie was op 'n bessiebos, en toe kom daar 'n ysbeer en van die hele bessiebos, as hy grotte. En nou is my boetie weg van nou sy na die ysbeer se grot. Hoe gaan ek my boetie ooit weer kry? Hy is tussen die bessies. Kan jy my help?
hierdie sneeuluiper dink dadelik aan die woorde, vriend van almal, jy help die wat nie kan terughelp nie. Kan hierdie muis hom terughelp? En hy vra, muis, kan jy my terughelp? Want hy wil nou weet of dit kan werk. Kan hy nou wees soos wat daai held sneeuluiperd is? En die muis dink, ek kan nie, ek is net 'n klein muis. Wat gaan ek doen om jou te help? En net daar, sê die sneeuluiperd, dis al wat ek wou weet. Spring op my rug. Julle maar toe daai muis op daai sneeuluiperd se rug spring en daai sneeuluiperd sniffel onder die ys rond. Daai sneeu en hy kry 'n tonnel. En hy wonder, hoekom is daar 'n tonnel waar hy maklik kan loop? 'n Tonnel onder die sneeu beteken iets het hier geloop groter as hy. En hy sien op die grond lê 'n bessie. En hy vra vir muis, is dit die bessie? Wat in die bos was waar jy boetie weggekruip het? Ja, dit was. Kan jy my help asseblief? En die sneeuluiperd spring weg. Daar val die muisie af. Maar hy moes eers omdraai die muis kry. En hy sit die muis op sy bors, dat die muis vashou tussen hierdie fluffy, warm pels van die sneeuluiperd. Het julle geweet, die sneeuluiperd het so dik pels? Hy kry nie eers koud in die sneeu nie. En daai luiperd, hy begin loop. Julle maar hoe verder hy loop, besef hy, dit sneeu daar buite. En hierdie tonnel onder die sneeu word kleiner en kleiner, die sneeu druk hom affer en later is die tonnel toe. Maar hy snuif en hy ry rond op die grond. En hy volg die spoor. En as hy 'n plekkie onder die tonnel oopgrou, kan hy sien die ysbeer se spoor. Hy volg daai spoor. Verseker 2 of 3 ure, dalk 'n halwe dag, tot hy sy kop skielik bo die sneeu uitdruk en hy sien, ons is hier by 'n berg. En daar voor hom lê 'n grot en in daardie grot in loop die spore van 'n ysbeer, 'n ysbeer met 'n bessiebos. Gaan dit nie wil teruggee nie. Maar sneeuluiperd is nie bang nie, want hy dink aan die woorde, vriend van almal. Ja, daai sneeuluiperd kruip en hy sluip tot by die grot se opening. En in die grot se opening sien 'n bietjie die lig inskyn, maar daar's rotse en daar's yskristalle wat hier so rondom hom is. Iewers daar binne is 'n beer. Hy sluip in. Muis sê, sien seker ons moet hier in. Dit lyk baie skerry hier binne. Waar's daai beer? Sneeuluiperd loop en hy spring van klip tot klip. En skielik land hy op 'n klip wat sag is. Wat beteken dit? En die klip beweeg. En die klip se kop draai om en loer hom met 2 groot oë. Wat lyk of hulle kan gloei in die donker en tande. Rauw! Maar al wat sneeuluiperd sê is, oom beer, ons is nie om te beklei nie, ons is hier om 'n klein muis te red. En hy sê, ek is nie 'n klein muis nie, niemand hoef my te red nie, oom beer nie, jy nie. Jy het 'n bessiebos gevat en daar binne was 'n muis. Dit is my bessiebos, julle sal hom nie vat nie, skree daai beer, en terwyl hy skree, bewe die ys en die kristalle. Wat bo hulle is, stalagtiete. Hulle breek en kraak af, val op die grond neer, punte ys skiet, skerwe in alle rigtings in. Hulle moet hulle oë beskerm, dit is so skerp soos glas. En die beer sê, los my bessies! En toe hy dit skiet, val die hele bokant van daardie grot in een tussen hulle, dat hulle nie kan beweeg nie. Die ys is so hard soos klippe. En die beer is soos, nou my been, help my! Maar die beer hou nie op skree, hoe meer hy skree, hoe meer val hierdie ys in mekaar, tot alles uitgeval het. Die bokant van die grot het in mekaar gekrummel, en daar's net lig bokant hulle, maar onder al hierdie ys is hierdie sneeuluiperd en 'n muis en 'n beer. En nog 'n muis. Wat hier teen die beer se poot opkruip. Boetie, help my, boetie! En hy hardloop oor die beer en hy omhels sy boetie op die bors van 'n klein sneeuluiperd. Want die sneeuluiperd weet, arme oom beer, hier lê hy. Hy wou ons wegjaag en skree. En sy stem het gemaak dat hierdie hele grot in mekaar inval. Hoe kan hy so iets doen? Was hy nie slim genoeg nie, maar voor hy verder vra besef hy gaan help. En wat maak hy? Hy klim daar uit en hardloop weg. Is dit hoe mense beer help? Nee. Maar hardloop tot by die punt van die grot. Op die laagste punt onder die grot kry hy
een groot rots. En hy weet, as hierdie rots net kan wegrol, kan al hierdie yskristalle wegrol en die beer kan gered word. En die beer roep daar, hoekom laat jy my alleen? Maar daai sneeuwluiperd begin te grou onder hierdie groot klip. Hy grou met sy pote en hy grou en hy steek sy nals uit en hy grou en hy grou en hy grou. Hy voel sy pote is nie gemaak vir grou nie. Maar hy moet die beer help want dit word aand en dit word koud en daai beer is nie meer in 'n grot nie. En die klip voor sy voete begin te skuif. En te skuif. En die volgende oomblik begin daar die klip om te rol. Daai klip rol by die berg af. Hy slat gate in die sneeu. Dit skiet voor hom uit en agter die klip begin kristalle en ysrotse rol. Alles van die beer af. En toe die beer weer sien, toe is hy oop en hy kan die lig sien. Iemand het hom gered. Maar waar is die sneeuwluiperd? En hy kyk af. En al daai kristalle is oor die sneeuwluiperd en die twee muise. En die beer dink, ag nee, hy het my gered. Hy wou net sy vriend kry en nou is hy weg. Die beer het geroep, sneeuwluiperd, is jy daar? En daar was 'n klein stukkie ys wat beweeg. Die beer gaan nader. Hy voel aan sy been. Sy been voel beter. En hy ruk daar 2 stukke ys af. Die laastes. En hy kry die sneeuwluiperd. Maar die sneeuwluiperd, hy het hierdie keer seer gekry, terwyl hy meneer Beer wou help. Hy kan nie loop tot by die huis nie. Dink julle die beer gaan hom net al los? Nee. So die beer sit hom op sy rug. En die beer dra die sneeuwluiperd. En die 2 muise. En hy loop terug tot by die sneeuwluiperd se huis. Deur hierdie sneeu. En hy klim oor massas ysrotse. By die huis laai hom af. En hy het elke dag, tot die sneeuwluiperd gesond is, gaan kuier. En almal wil weet, hoekom kuier die beer vir 'n sneeuwluiperd? En die beer sê, weet julle, hier in julle plek, hier waar naby julle skool is daar 'n standbeeld van 'n sneeuwluiperd en op daardie sneeuwluiperd se bordjie staan, vriend van en hierdie klein sneeuwluiperd het 'n muis se lewe gered. Hy het my lewe gered. Hierdie sneeuwluiperd het 'n standbeeld nodig en julle kan hom noem klein sneeuwluiperd. Vriend van almal, selfs 'n ysbeer wat hom wou beklei. En ja, langs daardie standbeeld het hulle 'n klein standbeeldjie gemaak, 'n sneeuwstandbeeldjie van 'n klein sneeuwluiperd wat 'n beer gered het. So is jy te klein om iemand te help? Nee. Glad nie. Sneeuwluiperd, vriend van